Goeienaand almal. My naam is Hannes Roodman, dis my vrou Dirkie Roodman en hier is ons konwerk. Ek was met 27 jaar op die myne werk as 'n verkoopse teenwoordiger en ek het in 2004 die geleentheid gekry om as 'n expert in die Demokratiese Republiek van die Kongo te gaan werk. My posbeskrywing was 'n verkrygingsbestuurder of soos mense maar leidingsteams noem, procurement manager. Die myne waar ek gewerk is Gemou Kopper, so 40 km buitekant Kolwezi, dis die dorp waar ons gebly het. En ons het daar gebly terwyl dit was ons kamp voor te berei wat ons op die myn gebly het. Huis toe kom ons 40 minute vlug van Kolwezi af tot op Lubumbashi, dat vir 4 uur op Lubumbashi legaal gesit en gewag vir jou vlug, en dan was nog 'n 3 uur vlug terug Johannesburg toe. En so dit maar in Afrika gaan staan allemaal multitasking. Party meer opdringerig, party nie. En elke hoek en draad probeer geld en wit mense uitkry. En ek sê nie wat rassisties is nie, maar ek het gou geleer dat as Pluton vir sê Mzungu, is Witman en Makuta. Gelyk wat geld is gelyk aan mekaar. Witman beteken geld. So om elke hoek en draad is jy maar net 'n teiken. Die polisie my met hulle in ons bakkie aangehou. Hy vergeet maar wanneer draailig af te sit. En die polisie het hulle self ons voertuig in gedwing, 3 van hulle. En hulle begin onderhandel die boete wat $1,000 is. Dit is omtrent R17,500 vir 'n lig. Ons het toe afgekry in $100 toe dat net R1,750 was. En ons moes nog 'n geleentheid gee, 'n kilometer verder gaan aflaai dat hulle nog 'n drank koop. Maar dis hoe die dinge werk dan. Ek was heeltemal uit met diepteheid in die werk, maar dis maar simpel so en ons is nie bang vir enige challenges nie. Verder verdien Amerikaanse dollars, so jy spandeer in elk geval weke van die huis af, so dit sê dan kulturele aanpassing wat jy dan in die ander land gaan hê. Want jy werk in elk geval weg van die huis af, maar ons het nie geweet hoe daai spanning hoe ingryp in dit kostewens af. Die werk was moeilik, en ons verskaffers in die DRK vir ons spesifieke masjiene wat ons gebruik het ondergrond. Die maatskappy waarvoor ek gewerk is Congolese maatskappy. En ons het gemyn fisies op die myn. Ons het ondergrond het ons gebroon geblaas en stof uitgereis, soos die res van die myn, ons was deel van die produksie gewees. Maar ons masjiene was nie in Kongo beskikbaar, die aparte was baie moeilik om die hande te kry. En jy ons het maar in 'n tas sit om 'n klein parte saam gevlieg, want dit is maar die manier om te doen. So wettig, maar jy bring parte so oor die grens en die goed en die masjiene probeer jy loop bou en jy probeer verhoudings bou. Die maatskappy het ook nie eindelose fondse gehad nie, so dit was maar moeilik vir hulle om geld te spandeer en rekeninge te betaal. Dis ook die storie wat ons het behoefte gekry om 'n drifter te herstel. 'n Drifter werk op die ondergrondse masjien wat boor. Hy is omtrent hierdie grootte en hy weeg omtrent 170 tot 190 kg. Dis 'n groot komponent en hy is hy is swaar en hy is aansienlik duur. Ek het altyd baie senuweeagtig as met hierdie spesifieke goed gewerk het, want ek weet selfs in Suid-Afrika, die goed word gesteel. Dit word seelnommers word afgehaal, dit bly in sirkulasie. Dit is 'n kommoditeit wat verskriklik in aanvraag is in die swartmark in Suid-Afrika, maar so in die res van Afrika. Ek het spesifiek een uitgestuur na verskaffer toe Lubumbashi, is 'n plaaslike maatskappy, maar ek het met Suid-Afrikaners gewerk. Hulle het ons kwotasie gegee wat absoluut astronomies was. Alles in Kongo is gekoppel aan dollars, so waar dit normaalweg R10 sal wees, vir daar R150 wees, net omdat dit maar so is. En ek het besluit dat in die drifter spesifiek gaan ek na 'n ander maatskappy toestuur. James is 'n Zambiër en sy maatskappy, Doshi. En hy het my beveit aan my bevestig dat hy die ding kan herstel, dat die koste sal reg wees, hy het ons 'n budget quote gegee. Ons was tevrede met die prys en James het sy drywer gekom, die drifter gemaak en hulle is uit hulle die ding gerepair. Ons het seker gemaak dat foto's van die serialnommers en van die fisiese drifter, omdat jy verskillende drifters kry, moet jy seker maak dat jy dieselfde terugkry wat jy uitgestuur het. Maar ons het seker gemaak dat alles reg is. En die drifter het teruggekom my toe, die dag na ek teruggekom in Suid-Afrika. Foto's het neergestem, alles was in orde, geen probleem nie. 'n week om 'n oproep van my kollegas gekry oor die drifter, die span was ek nog in Suid-Afrika. En hy sê dat sekuriteit op ons werkswinkel was, hulle het hierdie drifter gevat en 2 ander, wat hulle van ons masjiene afgehaal het, en hulle het gesê dat dit dui op dat hierdie van my gesteelde goedere is, en dat ons daai stadium was alreeds 8 drifters gesteel. Die drifters is so $60,000 elk, so is die by R1 miljoen, so dit is groot geld wat 'n mens van praat. En so is ernstige verlies en dit word in ernstige oog gesien. En volgens die man van sekuriteit word ek gekoppel in diefstal, en wat daar in 'n e-pos gesê is, hulle wil my arresteer.
Ek weet natuurlik ek mens verkeerd gedoen en vlieg op my tyd vir ek moet terugvlieg die RK toe. Aan wat ek al aankom, by die kontrakbestuur in die maatskappy se eienaar my sien by die hotelballe bly. Ek wil sê ek het niks met enigiets uit te waai nie, ek het diefstal gepleeg of bedrog nie. Hulle is aanvaar want hulle van hulle kant af ook papierwerk bymekaar gemaak om dit te kan bewys. Die volgende oggend het ons by my aangekom. Toe was James se drywer en sy kollega daar om ander pad ons af te laai. Sekuriteit wat bestaan, mense aanvaar ons maar die woord man loop gaan. Seker gemaak is papierwerk wat geteken word en alles. Maar toe die twee manne uitry, toe word hulle gearresteer by ek. En hulle word aangehou. Ons weet nie daarvan. En hulle was so 4 aan middag gewees. Toe kom sekuriteit daar by die werkswinkel en sê hulle wil my saamvat om mee te praat. Ek het nog vir jou gesê, jy gaan ek nou vir die geis. Hulle het voor die tyd reggemaak en gesê, jy sal gaan, hulle gaan jou naam vra wat ek wil sê. Ja. En mens weet ons maar, jy gaan nie geantwoord vra, dan kan jy bewys gaan kry, en dan kan jy aangaan met die lewe, jy kan nie vertuig sorteer. Die sekuriteitshoof was 'n verskriklike, arrogante kalant, hy is bombasties. Uiteindelik net sy waarheid op die afgedwing en die res is maar net taboe, dit is wat dit is. Hy wou gehad dat ek moet sê dat James het gesteelde drifter aan ons verkoop en dan sal hy met dit gaan. En ek kon dit nie doen nie. Hoe kan ek waarhede versinne beeld om mense te pas? Ek weet wat die waarheid is en dit is waarby ek moes hou. Ek het James Stores geken, maar ek was nie bereid om onder die bus te gooi nie. En soos ek toe saam met die twee drywers 29 Januarie 2025 aangehou. Hulle het ons persoonlike details vir ons gevat, ek nie meer gehad. My foon, my klokkaart, my pen, daai tipe goed. Hulle het rooi bandjies van ons gewrigte vasmaaks agter in 'n trooper gelaai. Ek het die kans gehad om vir die bestuurder dat hulle weet hulle gaan ons wegvat. Hulle het so toe gekom. Hulle het vir ons geslaan baie terwyl ons gery het en na gaan ons nie weet waar ons op pad was nie. Hulle het ons die bosse ingery. Hulle praat net Swahili en Frans. Hulle stel nie belang om Engels te praat of enige ander taal nie. So ek verstaan nie wat hulle sê nie. So bedoel die mense wat saam met die twee Zambiërs kon daar gebroke Swahili praat. So hulle kon dan hier en daar uitvind nie ons gaan nou so doen en dan praat hulle van 'n dorp. Dan dink ek maar as ons nou besig om 'n suidelike rigting te ry so waant is ons eintlik op pad. Die Cape plek is in die bos en grondpad. Ons het ook geëindig waar die mense wag almal slaap. G4 en hulle die wagte uit die een kantoor container uitgejaag en hulle het ons slaapplek gemaak vir die nag. Dus ek, die twee manne, die twee Zambiërs, en ons nog twee ander manne, een was dronk en die ander ene by ander man. So ons was 5 in die kantoor gegee. Die 4 manne het op die matras toegesak en ek het my werkskeer aanvat. Ek het die kortklap knooppunt van my denim. Ek was nie voorbereid vir die en het raak nog koel in die nag. En ons het 'n vuil baadjie op die kas en ek het hom net gevat om aangetrek en net probeer warm bly. Op die kantoorstoel is so 'n ry gesit waarvan nie twee dieselfde hoogte is nie. En die probeer maar slaap, maar die wagte sit buite en drink, so is gelag en is geremoer en is musiek en dan hoor die battery bietjie pap van die radio dan gesels hulle net verder om te drink en net weer. Dit was maar 'n roggenag gewees. En vroeg die volgende oggend het ons uitgeboender. Ons het daarom ontbyt gekry, maar ons het daarom 'n seepie gegee en 'n bietjie tandepas om net vir jou tande uit die mond uit te spoel en so dat jy net bietjie bitter swart tee of ordentlik ontbyt nie, maar daarom 'n okay ontbyt gekry. Toe ons met twee manne gaan laai wat vir die myn gewerk het, wat saam met ons geïmpliseer was met die hele diefstalsaak. Ek het die mense met jou nog nooit sien, waarvan albei Suid-Afrikaners is. En hulle het ook vir Charlie, my spoorman, en sy assistent ook gaan oplaai. Charlie, omdat hy in beheer was van die spoor vir my, en omdat die ander nie opgedaag het vir werk. En sy of die ander man opgedaag het, so hy sal met ons die tronk gewees het. So, en om ons langs met die rapport te maak, hulle het ons dan die boardroom aangehou op die myn. Sekuriteit het gaan voorlê aan die myn self, hulle het uitgekom. Paar nuttelose vrae gevra, want die hoof van sekuriteit het klaar sy myn opgemaak. Dit is weer geboei agter in die troopers geboender en daar is ons weg dorp. Dus ons nou amptelik in die dorp gearresteer. Ek wil net sê, toe Hannes het my later vertel, toe hulle gearresteer is hulle letterlik soos die mense wat gaan jag, is hulle voor die machinerie staan gemaak en foto's geneem en dit is 'n groot opbouw wat van dit gemaak het. Dis 'n verskriklike vernedering, want daar staan nie daar en jy word uitgekoggel en jy weet nie wat hulle van jou sê of niks nie, maar jy weet hulle is besig om jou te verneder. En jy kan niks sê, want jy is in die minderheid en jy is volgens hulle skuld. Hulle wil glad nie jou stories luister nie.
Ons by die hof aangekom, het is laat die middag, maar iets wat my kon gelees het, alles gebeur laat die middag, dat jy nie nog iets kan reël nie, dan oorstaan na môre toe, en seker, dit is maar hoe hulle maar werk en hulle. En dan het hulle ons persoonlike besittings afgevat, die man is 'n beursies gevat, wat nog beursies gehad het, hulle het my kettingkie gevat, my bandjie, en weer eens het ons skoene uitgetrek, en ons kouse, dis miskien ons gebly daai nag. Want 80% van die dorp het nie krag nie, dan sit jy in die landros of in die magistraatse kantoor, dis hope laers, wat net die vloer vol het, en dis het jy mekaar spul, en daar's nie krag nie, dan moet iemand met 'n selfoon staan, en moet jy 'n verklaring vat, met iemand wat Engels kan half praat, dan moet hy jou vertaal, dat jou verklaring kan afneem, dis wat hulle hof toe vat. So jy praat maar baie versigtig, jy praat maar baie min, maar ja, so gebroken, en dan vertaal hy lees in Frans, dan hoort my vertaal, moet ek het teken. Dit sulke goed is. En, almal wil net geld hê, die wagte so geld by jou. Nou gooi ons nie in die sel saam met 7 van die plaaslikes. En ek sê vir Charlie, jou kies is klein, ons kan aanvat. Niemand is bereid om iets te doen. En daar het Charlie se hand opgesteek, 'n verskriklik opregte man. En hy het onderhandel gesê, hierdie baas vir my, hierdie sir, kan nie hier so wees nie, ons moet hom nie uitkry. Toe het hy onderhandel dat ek en hy alleen in 'n sel geslaap het, nie saam met die ander mense nie. Want hulle hou jy die hele nag besig, hulle karring in jou, hulle trek jou. Nee, ek sê dis dit, ek wil net myself nie bietjie myself in kry. En die volgende oggend vroeg het hulle ons geboei, ons in 'n taxi gegooi, man wat op die kant van die deur gesit het met 'n vletjie en blaas om net 'n pad gee met 'n klomp permiete op pad, en dat ons na prison die Lala gevat. So ons skoene en kouse net daar agter gebly, dit was dit gereën, dit was modder. Jy kom met so diep in die rooi modder getrap daaraan, en dan trap jy uit jou voete vuil is. Jy weet, hulle soek nie die hele tyd 'n rede om jou te verneder en te intimideer en te boelie. En natuurlik sien jy net 'n wit man wat beteken geld. En ons het gelukkig nog reeds kontak gemaak met ons finansiële man met Philip, om te sê hy moet geld, want hier is nie 'n weg uit nie, hier mense soek geld. Ek het dit is redelik groot tronk, en jy kyk en sê hier kyk met die tyd. Ek het kans vir 7 klein dingetjies in die sel, maar hier sê nou onder 'n klomp van hulle, en dit is harder dan dit is nie speletjies nie, dit is ernstige manne. En ek is enigste wit persoon gewees tussen 1000 swartes. En dit is nog 'n intimiderende situasie om in te wees. Daar spesifieke oggend tussen die eerste keer in 3 dae van Hannes gehoor. Ek het die Dinsdag van hom gehoor, toe hy gesê dat hulle gaan hom vat vir ondervraging, en daai oggend is die eerste keer wat ek weer van hom gehoor het, en dan al wat hy van gesê dat ek wat 'n kombonommer my probeer gekom, en hy het gesê, my mens, ek is in die ton, kry iemand met 'n Fransjool, 'n kontak Fransjool, dat ons kyk wat ons kan doen en met my help. Daai dag het ek later met hom gepraat, en interessant, die eerste gebede is verhoor, daai spesifieke dag, want sy preek van daai Sondag, sy al reeds begin in die week voorberei, en daai preek se naam was, wanneer my worst case scenario voor my staan. En ek onthou dat ek daar by aan kom te lag en te sê vir my, kon ek jou sê, ek het gesien, hy sê dit al op die foon, sê vir my, ek wil vir jou sê, ek sien net die preek voorbij, die soos wat in die gang is. En sy het altijd opgaan. En ons sit om 'n bietjie daaroor gesels, maar ek het reeds geweet. Die eerste antwoorde is gestuur, die eerste bemoediging is gestuur, en daai Sondag na die diens, baie van julle was daar gewees, het ek vir julle gemeente vertel wat gebeur het. En daar was soveel gebede wat opgegaan het. Dit was soos bossies geweest. Dit het so vinnig het almal gebid. En daar was letterlik 'n weermag van mense, die manne wat sommer net dadelik wou in die kar klim en gaan en sê, luister, kom ons gaan breek van Hannes uit. So een engel na die ander in die leiding gekom. Moelle, hy was vir ons gouverneur onsself is. Ekskuus. Die maatskappy waarvoor ek gewerk het toe betaal dat ek en Charlie ten minste in VIP aangehou is, want om in die algemene bevolking te wees, ek het nie kans gestaan om eerlikwaar, dit is afgryslik. Mense sê dit, niemand het die idee van wat aangaan, sê nie, dit is afgryslik. Dit is 'n stryd. Elke dag, die hele dag, vir kos, vir 'n staanplek, vir 'n sitplek, dit is afgryslik. Dit is nie reg dat mense so behandel word. Maar julle was nie die enigstes in my sel. Nee, ons was omtrent 8 mense in my sel op die stadium. Ja.
En hy was ons konfirmeer onsself gewees en hy het alles net vermoed gedoen om seker te maak dat ek okay is. Die persoon op my ingecheck het my gevra, is jy okay? Ons het gesit een dag buite in die kerk en ons het 'n stuk in 'n plek op my hand en hy is dadelik so wat met my hand gegryp en ons het verduidelik, nee, dis 'n roofie wat ek afgekrap het. Ek het hier aangekom met die stuk in 'n plek, dit het nie hier gebeur nie, want jy kan nie bekos om siek te word daai en dit sal sy verantwoordelikheid wees. Jy moet opgepas word. Hulle hou jou so doplik. Ek het eendag gesê ek gaan nie eet nie, ek is nie honger nie. Sê okay. Hy het my halfuur gegee my nou kom eet. En dis nie 'n vraag nie, dis 'n instruksie want jy sal eet. Hulle word betaal om agter jou te kyk en hulle sal jou oppas so ver as wat hulle menslik kan. En dan het ons die verblyf was baie basies. Jy het 'n bed, 'n hele stoel, 'n bord, 'n beker, 'n vrik, 'n handdoek. Daar was 'n selfoon beskikbaar, maar nie altyd nie. Ons het tot 'n klokjie gehad op die selfone. 'n Champion moes deursoek het en niemand kon glo die wit man het nie geld nie. In die binnehof, jy staan daar so en gaan weer jy goed en daar's nie geld nie, want hulle kan nie verstaan hoe kan die wit man nie geld nie. Hy moet geld hê, wat is fout hierso? Gelukkig het Hannes in die begin besef dat hierdie is 'n kwessie en die eerste keer toe Philip daar gekom het, het hy kos gebring en hy wou geld gee, toe sê Hannes nee. Dis beter dat hy geen geld aan hom het nie, want omdat as jy geld het, dan word jy onder daai wit man ding geskeer. Die interessantste ding is, jy weet nie, excuse dit, klink baie snaaks. Mens besef nie hoe dit is, as jy op 'n enkel bed lê en al jou aardse besittings is langs jou. Dan besef jy, wat het jy eintlik in jou lewe nodig, en wat het jy nodig om te leef? Jy het nie baie nie. As jy in jou basiese behoeftes voorsien het, hoekom het jy kas vol klere? Dis nie nodig nie. Jy het 'n beroep voldoen, jy kan was en ja, jy word net ingebring in jou persoonlike behoeftes. Ten spyte van dit ons elke keer dis aan kommunikasie praat, elke keer wat dan is met my praat, is die heel eerste woord in my mens, sê ek kan, die kinders kan, stel ek kan. Nou was dat pastors, die jong pastoortjie, hy het in die bed, skuins onder my gelê. Sag gesproke mannetjie, hy was nog besig om te leer, so hy was nog nie klaar nie, maar godsman, jy sien ook as jy hoor, dan begin die moslimpopulasie in die Congo is baie klein. Ek dink is die moslimgeloof dink is 3% of 5%, dit is baie klein. Die 90% is Christen, maar vandag is dit Katholieke en Protestante, maar Christen. En dan hoor jy daar ernstig begin hulle sing en dan begin hierdie man met sy worship. Ek verstaan nie woord nie, want dit is in Frans, maar jy voel dit. En hy man bid elke dag vir 10 minute en bid vir elke persoon in Mantonga, hy bid vir elke situasie en hy bid vir jou. Jy verstaan hom, maar jy weet hy dra jou op in die Here. Anders het my elke keer as my praat en sê vir my, baie worship en daai gebede het hom so beskerm en veilig dat voel hy kon dit reg voel weet, dit maak nie saak of dit 'n ander taal is nie, die opregtheid daarvan is net so tasbaar. James het self ook toe uiteindelik ook gegee, maar hy het geweet, hy is so baie geweet in die hele saak. Selfs in die tronk het goed by hom geweet, wat eers na die tyd uitgevind, hy het verskriklik baie kennis gehad. Hy het seker gemaak, hy het ons WhatsApp gesprek, hy gaan uitdruk, dat hy dit kan voorlees, bewys, en hy het sy prokureurs gehad en allemaal, maar het hom ook toegesluit, maar hy het baie invloed gehad, en een aand het sy broer hom gebel, maar hy is baie geleerde mense, sy suster bly in Engeland, dit is geleerde mense, en sy broer het gebel, hy sê ook graag om my praat, en hy het nou om verskoning gevra, want hy het gedink dat ek gesê, ja, James het gesteel vir my verkoop, en hy is die skelm in hierdie verhaal, en ek het dit nooit gedoen, en hy het my meerderige plek om verskoning gevra. Hy het nie gedink dit is die waarheid, en toe die waarheid sien, toe verander, hulle hou ook nie vir my. Sy ander broer, wat ook 'n pastoor is, ek wil net sê, dat is baie pastore daar gewees, en hy het gaan olyfolie koop, geseelde bot, en hy het die ander jong pastor uitgevat vir besoek, en hulle twee het gebid, en hy het teruggekom, en hulle het ons gesalf op ons gebid, het ons opgedaan die Here. Mense, dit is nie dit is 'n skuld oor jou word. It's amazing. En sy woord op my was, ek het na die WhatsApp gesprekke gaan kyk, en sy woorde aan my was, dit was 'n geestelike ineenstorting en 'n oorwinning gewees. Dit spesifiek. Ons het elke dag verskillende denominasies, pastore en predikers gekry dat ons kerk het. Alles was natuurlik in Frans en vertalings van hierdie. Charlie het altyd na my gesê, die stuk vir my vertaal, maar dan raak ook maar moeg om die hele tyd vir te vertaal, want hulle verwir die boodskap, so jy kry ook maar 'n stukkie van dit. Maar dit was genoeg my versekering te gee dat ek nie alleen is nie. Jy kan dit voel, jy in die Heilige Gees voel beweeg,
En as die rede was, die kerk het glad nie so opgedaag nie, maar die pastoor sal in ons selfkondrang vir ons kom bid. Een of twee van die pastoor het soms 'n vinnige verduideliking van die preek gegee, en ek kon op my manier met sleutelwoorde vir myself my kop het om in Afrikaans kerk hou, maar natuurlik aan 'n ander sisteem weet. Die tronk se uitleg is baie eenvoudig. Al die selle is om die binnehof, en die binnehof is waar al die aksie gebeur. Dis waar die dissipline toegedien is, dis waar die manne kos gemaak het, dis waar hulle kos gekry het, die storte was net so in die voorkant gelukkig kon ek daar niks sien, en dat al die deure uitgeloop en verskillende stelle toe van daar. So almal het daar rondgaan vir die hele dag. Nou as die kerk gekom het, het hulle of meel gebring, of groente of brood en vis. Dis bokse vars vis daar uit Angola uit en goed. Dan ons het VIP, ons dan ons bokse gekoop, ons het uitgekoop, al was dit donasie, ons het uitgekoop, dan ons vars vis gehad. Dan maak hulle dit gaar en eet jy dit vir 3 dae. Dis so droog gebakte stukkie vis, dis okay, jy eet dit maak jou maag vol. Maar die res van die vis het hulle van 'n pakket uit op streepsakke in daai binnehof. In die Kongo word dit warm. En as dit nie so warm is nie, is dit bedomp, en as dit reën dan sit dit erger as Durban. Dis 'n verskriklike klimaat waar daar is. Dan pak daai vis uit op daai streepsakke en dan vat dit tot 3 dae vir daai vis om droog te word. Dan sit jy hierso in die muur van ons mag hierso sit, maar hulle mag nie naby ons kom nie. Dan as daai vis van jou na daai tafel toe van ons af, dan sien daai vlee en die ryk dit. Dis afgryslik mense. Dis iets verskrikliks om te skryf. Iemand moet daai gaan eet. En as dit vandag droog is, die pak jy die immers van maak, die immers toe en pak dit môre weer uit. So dit is maar 'n lelike storie daar. En ons het baie pap geëet. Pap. Ons die oggend het jy die swart tee gekry. Ek het nie suiker gevat nie, want ek het 1 Februarie wou vas, ek wou suiker uitsny. So ek het geen suiker gevat nie, want jy het met brood gekry. Een van die Kongoleë van die Kongo, hulle het lieflike brood. Die Franse invloed op hulle brood is baie sterk. So 'n stuk brood is 'n stuk brood. Dit is nie 6 wat so lig is nie, dis 'n stuk brood. En dan is 'n bandtree die grootte en dis 'n stuk brood. Hy maak jou maagie vol. Hy vat jou deur tot middagete. En natuurlik het ons af en toe 'n bietjie hoender gekry, maar dit was min. Maar jy eet met jou hande, jy eet alles saam en daar word gebid en dit is net ordentlik. Dis menslikheid. Daar's respek. En ons af en toe is gereis met eie en tomatie smoor op. Maar is eintlik meer water as wat iets anders is en tomatie nie geskil nie, maar jy bly stil. Jy eet dit want dit is kos. Jy wil minder van die vis later eet, jy eet nog 'n bietjie meer van die rys. Jy raak moeg vir die groente. En natuurlik soos ek sê, baie opgekoopte Afrika groente. Ek kan goed so name noem, ek het baie name glad onthou. Hulle het 'n spesifieke groente gehad wat lyk soos chilies. Hulle is nou met skavelietjies. En hy brand glad nie, maar hy is eintlik baie lekker. Ek het die naam onthou, maar hy is ook rooi, groen en geel. Verskriklik lekker groente. Ek was een oggend die tweede bevel dat hy my kom vat het, ek het my net kom op 'n toer gevat. Die tronk word beheer deur 'n governor. Hy is in sy kantoor, hy is 112 jaar oud, hy teken net vorms. Die res, die gevangenes beheer die tronk, en ons 'n rangorde. En die man wat tweede bevel was, hy het my kom haal. Toe vat hy my deur die res van die tronk, hy het my gevat met die ander selle toe. Daar word 3 ouens op 'n bed sit, en jy weet nie, wie gaan van my bed kry nie. En jy kan voel, daar's die hele tyd is daar daar is manne saam as daai testosteron. Jy kan aanvoel, iets wat gaan gebeur op 'n stadium. Iemand, jy verwag om 'n kleier die hele tyd, wanneer jy nie betrokke wees. Ek het al deurgeloop, ek was binne gewees, die manne het gedobbel, ek het saam met hulle gespeel, dis my enige tyd kan ek om dobbel, maar ek sien hoe hulle werk. Hulle lok jou, want jy het gewen, en dan vat hulle jou geld. Ek het gelukkig nie geld gehad nie, so ek kon nie deelgeneem met aan die speletjies nie. Ek het my nie siekeboek toegevat, en dit is afgryslik om te sien hoe die sieklike mense daar sit, en almal kry my standaard pilletjies, want daar is net soveel. Daar is net soveel wat vir hulle gegee word. Ek het 'n bietjie 'n maagprobleem gehad. Ek was daar blywig geweest en toe sê ek is nie lekker nie. Dit is my baie maklik. Stuur iemand my dokter toe. Ons moet natuurlik betaal vir die medikasie. Hulle het my pilletjies gegee en jy kry nie pilletjies nie, dit word gehou. Jy word soos 'n kind jou pilletjies gegee wat jy moet kry. Dis bang jy verkoop dit of jy drink alles uit die nie. Hulle beheer jou die hele tyd. En daar's 'n dokter, maar hy kan ook nie soveel doen. Hy loop sonder 'n masker, sonder handskoene rond. Hy werk met die sieklike mense. Daar's mense wat hulle so optel soos 'n klein kindjie en so ronddrap. Baie manne steur dan nou weer. Daar's 'n vrou weer. Daar's twee mense wat die tyd wat ek daar was. En dit is dis wanvoeding en daar's iets siek. Daar's niemand wat hulle aangeval en doodgemaak nie. Hulle is dood aan wanvoeding. Hulle bietjies is maar en die bed as buite. Dit is afgryslike omstandighede waarin die mense bly. Ons was verskriklik bevoordeel dat ons dit kon bekostig om nie in daai situasie te wees nie.
En ek kon glad nie die maatskappy Stormont verweer gewerk het nie, want hulle het die regshulp van ons af onttrek, want die myn het gesê, omdat ons steel, as hulle ons help, dan is hulle medepligtig, en hulle is besig om kriminele te eie, en by te stop. So ons het ons eie genade oorgelaat. Ons het nie prokureurs gehad of niks nie, James het 'n prokureur gehad, hy het homself uitsorteer, en hulle het ons gedoen wat hulle kon, maar ook net soveel. My maatskappy het selfs 'n klag van diefstal teen my gemaak, vir die 3 drifters wat sekuriteit gevat het, hulle my gevra, hoekom het ek gesteel en waar is dit? En die Here sê, by sekuriteit toe meer, ja, dit was maar 'n saak wat hulle ook teen my gemaak het. So ek is uiteindelik aangekla vir die diefstal van 11 drifters. Ek weet sy het baat, want ons sien nou nie gesien. Mense raak gou gestreng met die alledaagse lewe daar, op hierso, dis werk, dis selfs TV, is vriende, tot jy dit nie meer het en het word vir jou weggevat, en alles is van jou weggeruk. Ek het niemand gehad wat my taal praat, ek het niemand wat my sê goeiemôre nie. Jy het nie jou Bybel nie, jy hoor nie iemand praat in jou taal nie, jy hoor nie, ek kon geen Afrikaanse liedjies onthou, een lyntjie. Dis al wat ek onthou, verder was ek bot gewees, net glad nie. En die probleem is, selfs kerk in jou kop, as jy basies dinge in jou huis het, as wat nie vanselfsprekend aanvaar, waar het nou weggevat word, dis verskriklik skok op die mense selfs. En dan begin die Here praat en begin bid en redeneer, want al wat jy nou gedoen, is al wat jy kan praat, is met die Here, jy het niemand anders om mee te praat nie, want dis niks seg, en dit vat soveel moeite, net of iemand te verduidelik van hoekom ek van 'n blou broek hou. Ons het eerder, ek gaan jou nie weet nie praat met die Here, want hy is ten minste daar vir jou. Hulle het ook gesê, ek weet, die ouens het, daar was 'n ding gewees, jy kan nie, wat in jouself gekeer raak, jy kan nie begin stil raak en afkyk. Jy mag nie so sit en glad nie. Die mense beklei met jou, hulle sê dit is ongesond vir jou siel, vir jou binnekant. Ja, dit gaan nie in die begin soos jy mag nie so sit nie, want te sê, as jy wees om jouself in te gaan, en dis nie 'n goeie plek om te wees nie. So ek het gebid, en ek het met die Here gepraat, en dit het my weggehou van daai af. Maar ek het vroeg al gevra vir 'n teken van lewe, en die Here het my 2 mossies gestuur. My voorlewe is nie volop in die Kongo nie, hulle slap en eet alles. Die met die Chinese bro is, ons in induksie doen, hulle wys 'n slang by induksie, begin die Chinese verskrik om mekaar praat, en hulle is ons middag eet. Maar of hulle mooi verduidelik word, ons vang nie die slange hier nie, hulle kom hier voor, ons moet hulle uitlos, dis die natuurlewe. Meetlig ding nie, maar dat is die feit. So alles word uitgeroei. En ek het daai voeltjies vasgekleed wat ek het gesoek en ek het opgekyk en hulle was net altyd daar. Want as jy nie opkyk nie, dan begin jy afkyk en dan begin jy opkyk net moeiliker en moeiliker raak. Dan begin jy vir mense se voete kyk en dit is nie goed nie, jy moet opkyk. En met tyd was dit tot voeltjies wat gelyk het so swalkies. En dit was vir my vreemd daar want jy het dit nie gesien. Ons het 'n arend gehad op die myn. Ja, en dit my baie vertel spesifiek van die ons het boom gehad en die arend altyd opgestyg in die oggend. Want hy draai oor die myn gevlieg oor ons werkswinkel en dan ander bome gaan sit en dan was hy weg vir die res van die dag. En ek is seker ek het hom eendag in die dorp ook gesien. Hy het ook al rondgevlieg en dit was net vir my bemoedigend. Ons op daai stadium besig om die postes spaar vir ons plaas ons verkoop hier buite uit so. Ons kyk. So dinge was vir 'n tydjie vir ons in plek gesit vir hierdie eventuele vir hierdie gebeurlikheid in ons lewe. Ons dan nie die post toe gehad, ons het dan dan kon lees nie vir 'n tydjie. Ja, want wat ek gedoen het, dat Hannes se salaris glad nie betaal vir aan hand nie. Ons het geen toegang gehad tot sy rekening nie en Hannes het nie sy inkomste wat ons gehad het. So daar was nie geld nie. Kon nie die huur betaal nie, ek kon nie water en lig betaal nie, ons kon nie kos koop nie. En die geld wat ons geberg het vir opkyk was in 'n vaste jy moet sy notas gee. Gelukkig is daai geld in jou rekening. Ja, dankie Here vir dit, né? En ek en Charlie het 'n baie goeie verhouding gehad van die begin af. Dis my spoorman wat vir my gewerk het. En selfs nou, ek en hy praat nog steeds. Goeie mens en hy het op sy stil en kalme maniertjie het hy my verskriklik bemoedig en altyd moed en gepraat en alles gaan oukei wees en hy's 'n goeie mens. Ons dan kon dan gas junkie ook gekoop het. So dit help ook dan so 'n bietjie in die interim om bietjie. Ja, net voor ek die laaste keer teruggegaan het. Dat was Desember. Ja, die ander jaar gekom en ons het begin met Cash Junkie. Ons kon dit ook dan, sy was besig geweest tussen die huis en Cash Junkie en ons het dit was 'n manier om te oorleef en dit dra ons. Ek was nie angstig op bank geweest nie. In die begin is dit erg, want jy nie weet wat jy met jou gaan doen, waar jy gaan.
jy is heeltemal in die dieptyd. Niemand wat met jou kan praat en vir jou sê, okay, kom ons wees net so kalm, dis wat nou gaan gebeur, so prokureer met dit nie. Dit is nie so, dit is absoluut 'n gas van die môre tot die aand. Hulle sê vir dit gaan gebeur, maar word nie net bang gepraat. So, maar toe ons die groot tronk opgeëindig het, toe sal rustigheid, dat die mense nou, okay, nou is ek hierso, hulle gaan my nie meer rondskuif nie, jy's nou waar jy gaan wees. So hier moet jy nou net gewoon jouself net kalmeer, net begin die dinge begin uitkyk. En jy vir wat daar vertel, was die geld vir 'n prokureringsstorie, dit is maar wat dit is. Charlie was my laaste kameraad wat vrygelaat was die 12de Februarie. Ek was die laaste beskuldigde wat nog in was. Die middag van die 13de Februarie, 2 dae voor ek uit is, en die landros met sy tolk my persoonlik kom sien. En my toe gevra, wat soek jy nog hierso op, man? Sê vir my, ek het nie geld vir 'n prokureur nie. Hy sê vir my, ons gaan tribunal, ons gaan hof toe, en hy gaan my toesluit vir 10 tot 15 jaar. En ek gaan dood van die tronk, ek gaan dit oorleef nie. Maar hy sê eerbare man, en hy wil my graag help om uit te kom, so ons begin praat oor bond. Dit is wat hy wil hê. Oor hy so eerbaar is. Ja, maar hy sê eerbare man, dus hy gelijk weer aan my veerkans, ja. En ek kon daai dag glad nie met jou gepraat het nie. Daai dag kon ek glad nie met jou gepraat het nie. En jy weet al die goeders wat aangaan, en hulle praat van 10.000 US, en hy begin met 25, maar hy sal settle vir 12. Jy word verskillende bang gepraat, waar kry jy daai tipe geld? En net selfs in rand, waar kry jy daai tipe geld? 14 Februarie van Vrydag. Ek kon uiteindelik jou gepraat op daai dag. Maar was nie niks happy, Valentine's Day, niks van daai van die. Ek kan net bevestig dat ek die volgende gekyk na die WhatsApps, niks happy Valentine's nie. Ek het die angstigheid toe gesê van, hier moet ek uitkom. Maar net ek so weet, dat Dirkie en Jaco het volgens my baie pelle, was al reeds best met planne. En dat Jaco al reeds geld voorgeskiet het, en die geld vir klaar los en in die Lubumbashi. Dit alleen is 'n proses wat tot, hoe lang het ons vat om geld vir die Kongo te kry? 15 werksdae. Ja. En met Jaco saam het dit binne 2 dae gebeur. Was daar 10.000 US in Lubumbashi, klaar reg. Die Vrydag, dit sou Saterdagoggend in Kolwezi in ons dorp gewees het. Onderhandings om 9 uur daai oggend begin op Vrydag die Saterdagoggend. En jy slaap maar nie veel nie, want jy weet nie wat kan gaan. Mense kan beroep word. Die hof kan toe, dis 'n Saterdag. Ek meen, wie werk? Die hof werk mos nie op 'n Saterdag nie, dit maak ons net nie sin nie. En Vrydagsdag, hy Saterdag die 15 Februarie. Mense sal opkonde wees, jy weet, jy gaan vandag moontlik kyk, maar jy is nie seker van enigiets nie, van niks. Jy weet nie of enigiets deurgekom het, of dit gaan realiseer of nie, jy weet nie. Is die geld genoeg? Het hulle met 'n ander plan uitgekom? Is iemand toegesluit? Wat gaan aan? En 9 uur het gekom en 9 uur het gegaan. Jy is nooit vir kort tyd in die tronk nie. Jy word wakker, en hoe jy man is bezig om te sing, of hy begin sing, dan weet jy, kijk, is nou oor 1/2 uur van ons begin opstaan. En dis die routine waarin jy sê, jy kyk nie op horlosie, want jy het nie horlosie. Jy het 'n keer foon waarop jy kan kyk, so jy gaan nie aan met jou dag soos normaal. En daai dag het ek die tyd dopgehou. Die ure is stadig, verskriklik stadig verbygaan, die minute was swaar, dit het nie te lang gevat. En 3 uur daai middag het besef ek, dis naweek, ek gaan nie uitkom nie, ek gaan my wees tot maandag nie, aanvaar my jou lot. En dit was net nog 4, ek kom my dan na kantoortjie toe. Ek was nog nooit in daai kantoor, ek was in 'n paar kantore, maar nie in daai nie. En die man het net Frans gepraat, ek het hom daar gesien, hy is een van die senior manne, regeringsamptenaar, maar hy het geen seggenskap van die tronk, hy is nie daar om die register te teken, of te laat teken. En hy het met my gepraat, en hy is skrik opgewonde, en ek sê vir hom, wat bedoel jy, ek verstaan nie, en hy enige woord ek kon verstaan is free, en ek verwys free, en hy het gesê ja, en ek het net die traan uitgegas. Dit is net onwerkelijk vir hom te besef, nee, ek gaan dit uitloop, en hulle gryp jou, hulle teken, hulle boende jou daar uit in die sel, en hulle gryp jou goed, jy kan nie eens allemaal groet nie, want hulle sê vir, as jy nou besluit die deur, dan gaan jy binne hou, dan gaan jy bly. So jy gryp jou goedetjies wat jy het, en jy spiriteer uit, en volgende staan ek al buiten, en daar is niemand, er is 'n paar trappies so af, en is 'n grondpad, die straat is stil, daar is niemand, en is 20:04 op 'n Saterdagmiddag. En hier staan 'n man in sy kamofleerdrag op die trappies, vir die hele. En ek sê vir hom, zoom dan goed aan my. Hy sê my, familie? Ek sê, nou familie. En die man en sy armoede, haal sy foon uit sy sak uit, en ek gee vir my dat iemand kan bel. Dis iets wat nie sommer gebeur in my plek nie. Hulle is heilig op hulle telefoon en hulle TikTok kyk. Hulle deel nie hulle foon nie. En toe ek opkyk, dis nie vir Vakal aan die pad afloop. Ek was blij om te probeer te sien. Neem my lewe nie, nog nooit. Dan moet ek sê, by die praktiese oogpunt, nee.
Hierdie was die begin van splinternuwe uitdagings geweest, want jy is nou 'n blanke man, sonder vervoer, sonder geld. Nou dan waar alles oor geld gaan, alles letterlik. Jy het nie blyplek nie, jy sonder 'n paspoort. Sy company het sy paspoort terughou, so hy het nie 'n paspoort nie. Dis in 'n Afrika land waar die Kongo is, wat 3000 km van jou huis af is. So, daar was nog baie geloof tussen vrylating en alwaar Tambo gewees. Hou in gedagte, dat die wit mense waarop hy vertrou het, nou dreig om hom weer te laat arresteer. So jy is die hele tyd besig om oor jou skouer te kyk, by enige grenspots of lughawe, en diegene wat jy veilig moes hou, is nou besig om jou te maak. Ja. So jy is vry, maar jy is vry nie. Dit is so 'n ervaring om jy baie meer engele teer as wat jy dink. As jy nou lewe, as jy vir 3 jongens wat vir ons in die sel gewerk het, hulle het skoongemaak, kos gemaak, hulle het die water gekook, dat jy kan gaan was, hulle is erg oor dit, die gee met jy wat elke dag, het 'n emmer kookwater, ek geloof my, dit feitjie was rooi gebrand elke dag, want dit is warm. En, ek het nie ons gepraat, maar baie gebroken, maar ek hierdie kind verstaan. En as so die iemand by my bed kom staan, ek het op die mooiste bedslaap in die bankers, hy het so vernielde ou notaboekie uitgehaal, en hy het omgeblaai en hy het vir my verwys, iemand het vir my Engelse alfabet, die fonetiese skrifte te skryf. En so het hy probeer om die Engelse klanke te leer. Hy het iemand 2 foute gemaak, maar hy doen eintlik baie goed. En hy het omgeblaai na die Hebreëse, Arabiese alfabet, fonetiese alfabet, en hy het dit vir my probeer leer. En dis net wat kind net leer. Hy sit in die tronk en hy 3/4 van mense wat is onnodig dom. Hulle het nie die geld om $100 te betaal om te kan uitkom nie, hulle het nie maar geld nie. En dis maar wat hulle doen dan. En dis wat die landers ook sê, maak seker die mense die stuur met die geld, om die regte geld. Want tussen waar die geld gegee word en die domheid doen, besluit iemand, hierdie $2000 is net 1000 vir die landers om so daaronder. Landers wat die 1000 sê is nie genoeg nie. So sit jy maar met jou alie nog steeds in die tronk, jy gaan ergens heen, want die geld is nie genoeg nie. So hulle steel om met mekaar oor. En hy is toch bereid om te leer, so ek sê, en hy het ander middag dit op my kon staan en my gevra, kom kuier niemand vir my. Dus stel vir hom, as hy verplaas dat die mens kom kuier, kost dit 2000 frank, dis nie eers $1 nie. 2800 frank is die $. So dis nie eers die $, dan kan hulle kuier geen probleem. Omdat ek wit is, was my prys $10. Plaaslike mense kan dit nie bekostig. In Zimbabwe is van my gewerk het, hy het ingekom oor valse voorwendsels om my te sien, hy net 'n paar duisend frank betaal, want hulle sien hy sal my boender rond som ook uit, maar hy was ten minste ook daar my te kom sien. En toe sê vir my, as tot my bestuurder wat my kom sien het, omdat hy ook wit was, het hy $50 betaal. Om betaal die $50 en die dag gaan sit en ons bietjie gesels, hy mag my niks gee nie, dit moet daar een kant staan, dan gaan dit deur dit en dan kan jy goed kry en so. En ja, en die kind het uitgeloop en toe kom by te sien, kyk my net loop, sê wat's fout, hy sê, die kind het nie gestaan en huil, want hy voel is onregverdig dat ek so bang word oor my veld het. Hy sê, dit is nie regverdig. Ja, en dan, ons het net uitgekom, daar die eerste aand, by die gasthuis waar Bakala my ingeboek het om te bly die aand. Ek kon nie by sy huis bly nie, uit my een kant gehad het, of net alleen kan wees, net ek kom myself in koop ry. Het hy die eerste persoon sonder rondloop, ek dink hy sê kom ter die 30 bevel van sekuriteit van die myn. Ek sien die man en ek herken hom, maar ek is onnoosel, en ek goed om my hand, en ek sê, dis die man. En ek het Bakala loop en ek sê vir my, die man werk vir sekuriteit, en hy sê, hy sal niks sê. Toe sê ek, hoe weet jy dit? Hy sê, want dis my mense. En dan moet ek tot vandag in die woord sê oor my, hulle kom my daai aan waar kom arresteer het as hulle wou. My boek is reggepak gewees, 8 uur is oop, as dit voor die klop, so oor die muur, my tekkie, my plakkies, en dan vat ek is weg, dit sal my nooit weer, ek weet nie, maar dit sal my nooit weer kry. Maar jy is nie geplan, niemand kom treite met jou, jy het rustig geslaap die hele dag. Maar my Bakala, my advokaat. Ek het om die gedrastig begin. Nee, begin, hulle praat allemaal geld. Nee, dit gaan jou geld kost. Ek sê, ek sê nie die tronk, jy kan sien waar sit ek, maar jy moet familie. Ek sê, my familie is arm, ons het nie geld nie, wat moet ek maak? Maar net ek weet, hy en Jaco is best om te aanloop. Maar hy sê, net so goed trots man, hy het sy eie kerk, en die geldkies wat hy maak, ek was in sy huis geweest, hy was in bezig om te bou, niks is klaar, jy moet kyk na sy kerk, en die nieuwe klankstelsel in gesit, en hy het weer konsens dat die mense kry warm in die kerk. Hy is bezig om sy kerk te bou, dis wat hy doen. 'n geleese man,
Hy het in België gaan swat, hy het in Frankryk gaan swat, hy gaan op vakansie Frankryk toe, daai tipe goed. So, praat baie goeie Engels. 'n wêreldsman en hy ken die reg en hy word nie geboelie nie, want God se kerk pastore word baie gerespekteer in die Kongo, en baie respek vir 'n pastoor. En dit ons kan so vertel, praat en bus. Ja, en Bakala het die Johannes uit die tronk uitgekom het voordat hy na die gastehuis gevat het, en dan actually binne in sy huis gevat. Hy het hom saam met sy gesin kos gegee. Ja. Dit is nog wel something geweest, hulle kos gekook. Dit was soos boerekos. Lekker oorgebraaide hoendertjie met die groentjies, al nie goed raak. Ek voel sy eers, dis baie Afrikaans in jou, baie dankie. Dit was nog wel lekker. Hy het sy groente pak eet, ek het rys en balkoen geëet, soos hy moet wees. En op die bus, hulle het 'n bus gehad tussen Kolwezi en Bombashi. Ja, ek kon nie die vlug vat nie, want ek het nie 'n vliegtuig. Ek kon nie pak die paspoort gehad. Nie paspoort gehad nie, en kon nie op die lughawe gaan op Kolwezi. Ek kon nie naby gaan nie, ja. Ons kon nie naby gaan nie. Maar selfs by die bushalte het Lex Pandu, hy het saam met my gewerk. Hy het actually James se maatskappy aan ons voorgestel. Hy is ook 'n Zambier en hy het 'n vrouletjie opgetel met een dametjie wat by die hotel, dis al Maanpaas hotel. Hy het 'n verhouding met haar aangeknoop. So hy was ook 'n bietjie warm eiendom in die land gewees en hy het langs my by die bushalte gestaan dat hy my nie herken het. Ek is die enigste wit ou in daai bushalte. En ek staan langs hom en hy herken my glad nie. En ek het net so wit bietjie opgehad. Dis al verder, hy moes my herken, maar daar was klap op sy oor. Want hy, Otto, ons kontrakbestuurder is groot mans. Hy so maklik verklap en gesê, jou is die bus is op pad ergens teen. En ja, dit was die bus wat ek gewees. Nou is natuurlijk Jaco Schultz. Dis my vriend die geld voorgeskiet vir my borgtog. Wil ek net veel in perspektief sit. In daai stadium was die dollar baie sterk, dit is ons soos nou nie. In Februarie was die totaal omtrent van die $10,000 wat geld gehad is omtrent $190,000 geweest. So, julle almal weet ons het 'n Back-to-Body gehad en ons het 'n fondsinsameling gehad en daai fondsinsameling en Back-to-Body het omtrent $90,000 ingebring van die 190,000. So, baie van die skenkers ken ons gewoon. Daar wêreldwyd mense geskenk, daar was mense in Amerika, daar was mense in Kanada wat geskenk het, daar was mense in Nieu-Seeland wat geskenk het, ons vriende, ons familie, mense van die kerk, daar's mense wat R50 en R100 en al daai geld by mekaar het omtrent R90,000. Maar Jaco het die hele geld betaal. Ons het die Back-to-Body die donderdag gestig, Jaco het Vrydag reeds die geld gestuur van die Bombashi af. Dit het reeds die Kolwezi aangekom, die Saterdag. So uiteindelik, as die geld wat gegee is van ander plekke af as R90,000, Jaco het al die geld betaal. Nou is dit natuurlijk Bridget Veldman van Eersteris. Sy het in die konsulaat gewerk in die Bombashi. Nou het ek nie 'n paspoort nie. Ek wil uit die land uitkom. Nou gaan jy konsulaat toe. Sê my, waar is jy paspoort? Ek sê ek kom verloor. Maar gelukkig is my prokureur saam met my, so hy sê die regte goed. Ja, maar jy moet dit en daai, en sy sê, ons kan nie so nie, want sy sê ook 'n brief om sê ek is veilig in die tronk uit en ek mag die land verlaat. Hy sê, ja, ons wag net vir die papierwerk, wat ons eers later uitgevind is 'n verhaalde leer. Daar is nie sulke papierwerk nie. Daar word papierwerk. Jy's uit en dis dit. Daar's nie bewys om sê, goed, jy het dit betaal, jy kan vir $3 huis, niks. Daar is nie sulke goed. En ek sê toe maar, my paspoort is weg. Sy sê, hoe sê jy net so? Ek was sommer aangebrand met die vrou met Afrikaans begin praat, want dit is iets wat skaars was daar, en ek nou lang tyd, en die wees wat met Afrikaans praat is, die kontrakbestuurder wat my goed gesind is, en hulle wil by die tronk stel, hulle punt bewys, hulle wil hulle naam skoon kry die myne van my en skaar op. En toe hierdie vrou net my sê, goeiemôre meneer, gaan mee, toe bars ek so met traan uit, want dit is net nice om met jou taal te hoor. En hulle is opreg met jou, hulle is regtig net nice met jou. Ons het toe aansoek gedoen vir 'n tydelike paspoort. Sy het hulle gebel, dus kom hulle met lang stories. Ja, my paspoort is in Kinshasa. Hulle wou aansoek gedoen vir 'n nuwe werkspermit en nou moet hy eers terugkom na Kolwezi toe, dan sal hulle op die vliegtuig sit. Toe sê ek vir hulle is bes spekses bro. En sy het dit gelukkig geglo. Sy het daar begin die proses van 'n tydelike paspoort. Ek was 'n dag in die hotel, toe sak ek by die konsulaat uit, sak en pas pak. Sy vra net geld vir die hotel nie, nou moet ek 'n paspoort hê. Nou moet ek die land uitkom. Ek kan nie meer. Maar sy het ook veel kontant gesit van haar eie persoonlike. Ja, nou, jy het nie net so veel geld, want nou moet ek vir die hotel betaal. Nou, jy het nie kontant nie, min kontant. Jy dan het die geld op die kaart, maar jou salaris is nie daar.
En nee, my kombokaart by die werk. Ja, my kombokaart by die werk. So ek het my Suid-Afrikaanse kaart gehad. Nou jy weet 'n pizza in Hotel is $55. Dis nie baie geld nie. Dis astronomiese geld. R400 dit is. R400 pizza. Ja, die pizza, dis $55 en my pizza was R400 geweest. Dit was nie 'n fantastiese pizza. En ek het net gesê ek kan nie meer, ek moet die uitkom. En ek het uiteindelik my tydelike paspoort gekry. Maar staan buite by die konsulaat nou, dis op 'n grondstraat. En daar staan 'n polisieman en dink ek is nie lus. Ek is nie lus. Maar jy kan sien hierdie man is netjies. Die broek is ingevou soos ons brandbroeke ingevou was, sy skoene is hulle baie wet met skoon skoene, maar hy's netjies, sy rang is netjies, sy lapelle, dis 'n netjies ou man. En hy sê ek is nie lus nie. En hy het nader gekom en die ou by die sekuriteit by die konsulaat. Hy praat Afrikaans en Engels en hy praat Frans. En hy praat met die man en hy's net top tussen ons en hy's verskriklik jammer wat my gebeur het. En ek sê die slegte ervaring en hy sê hy's jammer om dit te hoor. Hy sê maar waar verwag ek? Ek sê vir my taxi. Ek sê die taxi van die land en hy kom sê vir hy wil bel en iemand anders te tree. Ek sê wag, die prokureur die taxi vir ons kan nie ander reëlings tref nie. Hy wil net dit begin help en dis nie as jy in daai tipe situasie is dit net nice dat daar mense is wat die hand uitreik. Ek kyk jou van geen kant af nie. Van geen kant af nie. Ek is bevooroordeel want ek nie voor hom aan. En hy kom met 'n ryke hand uit en hy sê vir kom ek help jou. En dit maak mense nie nederig. Ek was op die lughawe. Ons op die nippertjie lughawe toe gery en ek gejaag. Die prokureurs wat die groter enige tyd was vir migrasie, enige plannetjies mee te kom of net gou kyk of net bietjie tyd te mors of vir opperverdeling gekom het of so iets. Ons runners gebruik by die lughawe. Dis mense op dis soos of 'n agent. Dis 'n plaaslike ouetjie, hy vat jou tas uit, vat dit vir jou deur, hy vat jou. Ons het tot bo in die eetsaal gesit in die restaurant, dan vat jy jou paspoort. Daai dag sê ek vir mevrou hier in Kaapstad was, dan moet jy net weet wat dit is nie. Ja. Hulle vat jou paspoort te laat ons stem, hulle vat alles, sorteer alles vir jou. Kos jou $20, dan gaan hom in sy lewe en jy gaan veilig huis toe. En toe hulle my sien, toe hulle net tasse van, hulle weet, ek het hulle altyd goed betaal, ek het goed gekyk agter die manne, want hulle het vir ons 'n goeie diens gegee. En die prokureur sê, jy kan nie goed vat nie, hierdie manne is onsin. Daar's halwe woorde wisseling, dis tot een kant toe, met my tasse, daar gaan ek in die lughawe, sê op die tafel neer, die ou maak oop, en hy begin met geld. Ek sê, ek het nie geld nie. Ek sê, Mzungu, Makuta, Mati. En hy is teruggespan my so gekyk, hy sê my, you are not white, you are African. En dit is net 'n vorm van aanvaarding van, jy is nie van buite af nie, jy is toch van hier. En hy het my tas so vlugtig deurgekrap toegemaak vir my gesê, ek moet net gaan. En soos het hier aan julle lughawe, kom ons by migrasie, as wat kom Chinese, kan ek julle raad gee, as julle ooit in 'n ry staan agter Chinese, dan staan in 'n ander ry. Daar's altyd 'n probleem met een of ander paspoort of 'n stempel of 'n foto. Ek het al gedink, jy het nie 'n loos nie, ek weet nie hoe laat dit is. En hulle hou net op, en jy dink, my vlug mis. En so sien ek toe vir Lady, wat een kan staan, is besig om foto's met my te maak in die reiskant. En ek roep hom nader. Ek sê, wat maak ek? Moenie foto's neem nie. Doen maar eens gans, help nie om uit te kom met die probleem. Moenie vir die mense van die maatskappy sê ek is hier. Hulle sal my breek en dan het ek 'n groot probleem asseblief. Daai man het my paspoort gevat en hy het my geld deur douane, hy het my geld aan die kant waar hulle weer die tas gaan check het, waar hulle my geldkaart gecheck het. Alles het hy met my geloop en ek seker gemaak ek's aan die kant uit en veilig. En ek het man seker R5,000 gegee, en dis die geld ek gehad het. Want Bridget het ons my geld gegee want ek het nie my kontant gehad. Sy het my geld gegee. Ja, en dis vir hier en daai volgende en ek het vir daai man soos in kom ons sê miskien $3 gegee, waar hy gewoonlik $20 of $30 of $50 gegee. Ek kom $2 of $3 gegee en hy was tevrede met dit. En ek en hy praat nou nog. Dis net 'n mens wat hy het nie nodig gehad om my nice te wees nie, want ek kan hom nie betaal nie. Ek kan hom nie die geld gee wat hy moet kry nie. Maar hy was nog steeds nice met my, hy het nog steeds geld. Hy is gelyk. Nou sit ons op hy vliegtuig, een is sweet en is warm. Nou dink jy, laat die wiele draai. En dan my kaptein op die radio. Ons gaan binnekort vertrek Johannesburg. Ons moet net gou 'n bietjie petrol gooi. Ek is soos ek het hierdie movie al gesien. Die kom immigrasie opgetrek, hulle pluk jou uit, los die tas op die vliegtuig en dan gooi jy in die tronk. Dis die langste 15 minute van my lewe gewees. Ek het net hoeveel brandstof kan jy in die vliegtuig gooi en waar ek kan. Ek weet nie of mense my gebid, geld geskenk, ingetrek op my grootste engel of net met hulp en raad aangebied en te woorde van bemoediging gegee nie. Ek weet alhoewel ek alleen kom was ek nooit alleen nie. Ek was nie met doodstelling enigiets wat my lewe in gevaar gestel het nie. Ek het by die waarheid gehou, nie daarvan afgewyk nie. Soos ek herhaaldelik gesê, as jy lieg, het jy te veel stories wat jy moet onthou, te veel waarhede wat jy moet verdoesel.
Dis my wegneem van hierdie ervaring. Ons kan nie op mense staat maak. Want mense is nooit dieselfde nie, ons reageer op ons emosies. Die enigste konstant is God. Vandag, môre, altyd dieselfde. En engele dra nie altyd vlerke, dieselfde kleur of dieselfde velkleur as ons. So kom ons wees die engel in iemand se lewe. Dit hoef nie geld te wees, dalk net 'n goeie, vriendelike goeie môre. Dis dalk nie dit vir daai persoon nodig het om hierdie dag te gaan. En ek glo en vertrou op God. En as jy opkyk, kan jy nie afgetrek word nie. En in dieselfde tyd sien jy die hemel werk, die son, die maan, die sterre, die wolke en die voëls. En jy besef hoe alles in balans is en as God dit alles kan onthou, hoe kan jy jou versorg dat jy sy seun opoffer om ons te bevry van ons sondes? Ek was bedek in Jesus bloed, nie eens muskiete